Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag het ons weer die groot voorreg om saam te kan tyd spandeer in die woord uit Deuteronomium 4. Waar Moses 'n ernstige gesprek met die volk het, net voor hulle die beloofde land binnetrek. Hulle staan hier op die drempel van 'n nuwe seisoen. Nou Moses weet dat die volk op die punt staan om iets nuuts binne te gaan, maar hy weet ook dat nuwe seisoene nuwe gevare bring. Daarom doen hy hierdie ernstige beroep op hulle en sê aan hulle in hierdie hoofstuk: luister na God, gehoorsaam hom, moenie vergeet wat hy vir julle gedoen het nie, en moenie toelaat dat enigiets anders God se plek in julle lewe inneem nie. Nou ek dink dis 'n boodskap vir my en jou ook vandag. Hierdie hoofstuk begin dan met: luister dan nou Israel na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen. Die twee woorde wat vir my hier uitgestaan het, is luister en doen. Nou in vandag se lewe is dit vir ons so maklik om God se woord te hoor. Omtrent almal het 'n foon waar 'n mens die woord kan lees en selfs op audio kan luister. Op YouTube is daar duisende preke om na te luister. Ons kan Bybelstudie doen, ons kan Christelike boeke lees, maar dis nie waar dit stop nie. God vra nie net dat ons luister en hoor nie. Hy vra, wat doen jy met dit wat jy gehoor het? Jy sien, ware geloof verander nie net wat ons weet nie. Dit verander hoe ons leef. Moses het Israel hier herinner dat hulle nie net God se woord moes ken nie, maar dit moes gehoorsaam en uitleef. Hulle gehoorsaamheid sou selfs vir ander volke wys hoe wys en regverdig God se manier van lewe is. In vers 2 waarsku Moses die volk dat hulle niks by die woord mag byvoeg en ook niks daarvan mag wegneem nie. En dis 'n ernstige waarskuwing vir my en jou ook vandag, want ons het soms die geneigtheid mos om God se woord aan te pas sodat dit by ons lewe pas. Ons sê so baie maklik, ja, ek weet die Bybel sê dit, maar in my situasie is dit anders. Of ek weet God sê ek moet vergewe, maar hierdie persoon het my net te seer gemaak. Die Here sal verstaan as ek hom nie kan vergewe nie. Of ek weet God sê ek moet hom eerste stel, maar ek is net te besig. Maar God se woord sê nie daar om by ons lewe, maar God se woord is nie daar om by ons lewe aangepas te word nie. Ons lewe moet by God se woord aangepas word. Dit beteken nie ons verstaan alles perfek nie, maar dit beteken, wanneer God praat, leer ek om hom te vertrou. In vers 9 doen Moses 'n beroep op hulle om nooit te vergeet nie, want hy sê, neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Nou ek dink dis belangrik dat ons dit ook ter harte sal neem vandag, want mens vergeet so maklik. Ons vergeet hoe God ons deur 'n moeilike tyd gedraai het. Ons vergeet so maklik die gebede wat hy beantwoord het. Ons vergeet hoe hy voorsien het, toe ons nie geweet het waar ons hulp vandaan sou gekom het nie. Ons vergeet hoe hy ons deur 'n krisis gebring het. Maar wanneer die volgende krisis kom, begin ons alweer wonder, is God regtig nog daar? Hier sê Moses vir ons ook vandag, moenie vergeet nie. Ek wil julle aanmoedig, gaan staan vandag 'n bietjie stil en kyk net bietjie terug. En onthou wat God vir jou gedoen het. Onthou die kere wat hy jou gedra het. Onthou die kere wat jy gedink het dit is die einde, maar God het 'n pad oopgemaak. Dit is nodig dat ons dit gereeld sal doen, want ons herinneringe aan God se getrouheid in die verlede kan ons geloof vir vandag versterk. Die tweede gedeelte van vers 9 is net so belangrik, waar Moses sê, maak dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend. Met ander woorde, moenie God se werke saam met jou laat sterf nie. Vertel jou kinders wat God gedoen het. Vertel hulle van die kere wat God vir jou voorsien het. Vertel hulle van jou foute en hoe God jou vergewe het. Vertel hulle van die gebede wat God vir jou beantwoord het.
en vertel hulle hoe God jou deur moeilike seisoene gedra het. Want die volgende generasie moenie net van God hoor as 'n God van die Bybel nie. Hulle moet hoor, ek het homself in my lewe ervaar. Ek dink dit is een van die grootste verantwoordelikhede wat ons as ouers het, om God se getrouheid aan die volgende generasie oor te dra. Dan verder gaan Moses, waar hy vanaf vers 15 vir hulle baie ernstig waarsku teen afgoderry. Hulle moes geen beeld maak en dit aanbid nie. Nou ons kan dalk nou dink, gelukkig doen ons darm nie dit nie, want ons aanbid tog nie beelde nie. So die waarskuwing is nie so seer vir ons vandag nie. Maar ek wil vandag vir jou herinner, dat 'n afgod nie noodwendig 'n beeld van hout of klip is nie. 'n Afgod is enigiets wat God se plek in my hart inneem. Dit kan geld, sukses, jou werk, status, of selfs 'n verhouding of sport, of stokperdjie wees. Ek en jy gaan moet stil word vandag en bietjie dink. Wat kry die eerste plek in my hart? Want wat eerste plek kry uiteindelik my tyd, my energie, my aandag en my gehoorsaamheid. Dan gaan Moses verder en herinner die volk hoekom ons hom eerste moet stel in ons lewe. In vers 24 sê hy, want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Nou dit klink amper hard as ons dit lees, maar God se jaloesie is nie dieselfde as menslike jaloesie nie. Dit beteken dat God ons hart geheel en al vir homself wil hê. Hy weet dat niks anders ons ooit kan gee wat hy vir ons kan gee nie. Daarom waarsku hy ons teen die dinge wat ons van hom af wegtrek. Dis nie omdat God ons vryheid wil wegneem nie. Dit is omdat hy weet, as ons God verloor ons die bron van ware lewe. En dan kom ons by een van my gunsteling gedeelte in hierdie hoofstuk, waar Moses sê, as hulle later afdwaal en hulle in moeilike omstandighede bevind, moet hulle terugkeer na die Here. Vers 29 sê, dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en hom vind, as jy hom met jou hele hart en met jou hele siel soek. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie ook vir my en jou nie. God sê nie, jy het my verlaat, daarom is alles verby nie. Nee, hy sê, soek my en jy sal my vind. Dit is die hart van God. Wanneer ons afdwaal, roep hy ons terug. Wanneer ons geval het, kan ons weer opstaan. En wanneer ons ver van God af voel, kan ons terugkeer. Wanneer ons verkeerde keuses gemaak het, is daar steeds genade vir iemand wat opreg na God toe terugkeer. En my gebed vandag is, dat ons nooit sal vergeet wie God is en wat hy al vir ons gedoen het nie. Dat ons nie sal toelaat dat enige iets sy plek inneem nie. En mag ons kinders en kleinkinders die voorreg geniet om die lewende, drie-enige God te leer ken deur ons lewe vandag. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.